Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waarin ons 'n diepte studie uit God se woord uit doen. Vandag gaan ons voort met ons studie in die boek van Kolossense. En daar's 'n konsep, Ronay, waar ons nou kyk wat ons sê, maar ons moet altyd in Christus wees. En dit is so maklik om dit te sê, maar dit is baie keer heeltemal 'n ander storie om dit te doen. En dit gaan deel van ons bespreking wees wat ons vandag in Kolossense 3 gaan doen. Maar voor ons begin, wil jy nie vir ons open met 'n gebed nie? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om u woord te kan open en te vra dat u vir ons sal vul met wysheid en met insig. Here, ons wil vandag weet hoe om nie net u woord te verstaan nie, maar hoe om dit ook te leef. Dankie vir hierdie gedeeltes van Paulus waar hy vir ons hier praktiese leiding gee en ons bid dat dit vir ons elkeen 'n waarheid in ons lewe sal word. Ons vra dit in u naam. Amen. Amen. So, kom ons blaai na ons Bybels toe en ons maak dit oop by Kolossense hoofstuk 3. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. So hier kom dit 'n baie interessante gedeelte wat vir ons uitkom sê. En daai as sê Paulus nie so seer hier, ek weet nie of julle daarin is of nie daarin is nie, dis amper 'n positiewe verklaring wat hy maak. As julle dan saam met Christus opgewek is. In ander woorde, ons het mos nou saam met Christus gesterwe in die doop, saam met hom opgewek is. So toe Christus opgewek is, was hy mos nou in sy verheerlikte liggaam, nuwe mens. So hy sê, as ons saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo. Nou, ek wil amper sê, maar dit is mos van selfsprekend, want jy is mos nou 'n nuwe mens. So bedink die dinge, die hemelse dinge, die geestelike dinge. Bedink dit. Want dit is waar Christus is. Want hy verteenwoordig ons en so as ons dit dink is ons saam met hom. Ek wil amper so van om te sê, dis waar jou hoop nie net gebore word nie, maar dis waar jou hoop bevestig word. Ek dink een van die grootste redes hoekom ons van die Here afdwaal is omdat ons hoop in hom verloor as gevolg van wat ons sien op hierdie aarde. Nie waar nie. Dis baie mooi dat Paulus vir ons sê, hou jou fokus op die Here, daar waar hy is. Nou dis baie belangrik dat hy sê, dink aan waar is die Here nou, want ek dink net hy sê mooi, gaan daar waar Christus is aan die regterhand, waar hy aan die regterhand van God sit. Fokus jouself daar waar Christus nou is, want as jy nou mooi daaraan dink, daar waar Christus nou is die heerskappy van tot dit wat in jou lewe is, 'n werklikheid. So wanneer jy dink daaraan dat die Here in beheer is van alles, jy fokus op hom in sy soewereiniteit waar hy is, dan moet die dinge van die aarde nie vir jou so verskriklik oorval en bevrees maak nie. Ja, en dan aan die ander kant, ons weet ook dat Christus nou tans besig is om vir ons in te tree. Met ander woorde, dit moet heeltyd in jou agterkop wees van, Christus is besig om vir my in te tree. Waaraan dink ek? Wat is my lewenswandel? Nie net wat ek dink nie, maar wat ek dink is dit wat ek doen. Met ander woorde, en ek vra altyd baie keer vir die mense, nou waar begin sonde? Begin dit by my oë. Alle sonde begin eintlik in my gedagtes, wat ek dink. So hy sê daar, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Met ander woorde, bedink geestelike dinge. En dan gaan hy aan, hy sê, want julle het gesterwe. Nou daai sterwe verwys hy na die doop, het julle gesterwe. En julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Met ander woorde, Christus, as hy in ons lewe en ons laat hom toe om deur ons te lewe, sal ander mense Christus ook in ons raak sien en die verandering wat hy in ons lewens maak. Met ander woorde, Paulus kom en hy sê, hoorie, julle moet nie net as julle by die kerk kom, bely dat julle Christen is nie. Jou alledaagse lewe, vandat jy uit die kerk het gaan, totdat jy weer na die kerk toe kom, moet jy 'n Christus gesentreerde lewe lewe
dink en doen in alles. Dis waarna hy verwys. So dis 'n praktiese uitvloeisel van my geloof, nê. Ja. Vers 5 sê, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is, waardeur die troon van God oor die kinders van die ongehoors, die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het. In ander woorde, hier kom hy en hy beskryf eintlik nou net vir ons die dinge van die aarde. Nee? So hy sê die aardse dinge. Moenie meer daaraan dink nie. Hy sê maak dood. Met ander woorde, en hier kom dis so amper 'n kliseë as ons sê maak dood. Jy moet dood wees daarvoor. Ek het altyd 'n illustrasie gebruik, dan sê ek, right. Kom ons sê ons het altyd rookstake gehou. Iemand wil ophou rook en sê ek, right, kom lê hier op die grond. Jy's dood en dan vat ek die pakkie sigarette en sit dit op die borskas neer. Dan sê ek, okay, vat vir my 'n sigaret. Dan kom die mense en dan lê hy mos nou daar, dan hy luister mos nou. Pak 'n sigaret en dan wil hulle opsteek. Dan sê ek, maar jy kan nie want jy is dood daarvoor. Ja. So met ander woorde, ek hoop die illustrasie kom reg deur, want as ons dood is vir iets, dan kan ons nie daarna toe teruggaan nie. As jy dan weer teruggaan daarna toe, dan is jy nie dood vir daardie sonde nie. Dan hou jy die moontlikheid oop in jou agterkop. Die agterdeur, ja. Ja, die agterdeur hou jy heeltyd oop vir dalk is dit nog reg as ek nog so 2 tree teruggaan in my vorige lewe in. Paulus waarsku vir ons geweldig daarteen. Wanneer jy die dag jou lewe vir die Here oorgee en jy sê Here, hier is ek ten volle. Ek weet die Engelsman het so 'n mooi manier wat sê surrender. Dit is 'n totale oorgawe wat jy maak. Om te sê Here, hier is ek, dan moet daardie agterdeur, ek wil amper sê hy moet toegesluit word nie, hy moet weggemessel word. Ja, hy moet toegemaak word. Daar moenie meer 'n deur wees. Daar moet geen geleentheid wees vir jou om eers te dink aan dit wat in jou vorige lewe was, dat dit eers vir jou 'n versoeking kan wees nie. En dit is interessant, dit wat hy opnoem, nie waar nie, want onthou, hy is besig om 'n brief te skryf aan 'n spesifieke gemeente. Hy skryf nie vir die wêreld hier nie. Hy skryf aan gemeentelede hierdie. So ons kan nie dit weg probeer redeneer nie. En is belangrik dat dit wat hy opnoem hier is die dinge wat hy in sy gemeentelede ervaar hier. Dat hy vir sê, julle kan nie meer hierdie dinge doen nie, julle behoort aan die Here. Wat is dit wat hulle self aan skuldig gemaak het? Hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid. En dan sê hy sommer vir hulle, gierigheid is afgodediens. Waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. En dan sê hy vir hulle, julle het voordat julle by die Here uitgekom het, julle skuldig gemaak aan hierdie goed. Julle kan nie wanneer julle dood is vir die sonde, nog steeds na hierdie goed teruggaan nie. Dit moenie onder julle gevind word nie. Met ander woorde, jy was vroeër daarin, en dit sê weer eens, as hy sê jy was vroeër daarin, dan beteken dit verlede tyd, dan moet jy nie nou meer daarin wees nie. Want hy sê hier, daar's dalk van hierdie goed wat hier gebeur, dalk nie die hele gemeente nie, maar is wat hier gebeur, so kyk asseblief daarna. En dit is iets wat ons deesdae ook moet kyk, en van al hierdie sondes, en hierdie, ek dink nie, dis die enigstes hier wat hy opnoem, waarna ons teen moet vaskyk nie. Maar deesdae wil dit amper voorkom, of daar amper geen verskil tussen, kan ek nou maar sê, die sondes wat in die kerk is, en die sondes wat buite die kerk is. Ja. En dit is hartseer, want dan lyk dit vir my, ons bedink die dinge wat meer op die aarde is, as die dinge van die koninkryk van die hemele. Dis reg. So kom ons gaan aan by vers 8. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik, hy gaan nou sommer nog aan met 'n klomp extras, toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens en sy werke afgelê het, en julle jul met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. So met ander woorde, hier sien ons, hier's nou nog baie goed wat hier besig is om plaas te vind onder kerkmense.
ek kon dalk nou die eerste lysie gekyk het en gesê het, "Sjoe, gelukkig is ek daarom nou nie onder daai nie. die hoerery en die slegte begeertes en die gierigheid en die onreinheid." Ek kon myself nou half daar weggeskuif het, nê. Maar nou raak hy so 'n bietjie heeltemal 'n ander situasie aan wanneer dit kom by toorn en woede. En daar's 'n baie groot verskil tussen toorn en woede, nê. Toorn is amper 'n woede wat ek wil amper sê hy word daar gelê en hy bly daar en hy broei daar. Dis asof iemand nie oorkom oor dit wat hulle ervaar het. As ek dink aan die toorn, dan dink ek, as ek dit moet vergelyk en vroeër sê die toorn van God, en as die toorn van God oorkom, dan praat dit van die oordeel, né? En hier sê hy, met ander woorde, jy raak so toornig dat jy amper mense wil oordeel en klaar skuldig bevind en hulle net uit die weg uitruim. Dit is die konsep wat ek hier sê. Dan sê hy woede. Met ander woorde, as iemand vir jou sê, dan raak jy ongelukkig en kwaad en uitbarstings daaroor. Dan sê hy boosheid, laster. Met ander woorde, kyk hoe jy praat. En laster is nie net lelike taal nie. Dis ook as jy iemand anders laster. Met ander woorde, leuns of stories vertel van ander mense. Hy sê, moenie laat dit daar wees nie. Dan kom hy by skandelike taal uit julle mond. Ek wil amper vir my sê, maar Paulus, is jy seker? Jy praat van kerkmense. Praat jy van kerkmense? Skandelike taal uit julle mond. Dan kom hy nog en sê hy, lieg nie vir mekaar nie. Nou weer eens, as iemand iets sê, jy moet dit nie doen nie, dan beteken jy, dit is besig om te gebeur. Met ander woorde, hier het die mense sommer onder vir mekaar gelieg en seker op so 'n wyse dat, want dis was hand voor die hand liggend, jy kon dit raak gesien het. As hy dit hier raak sien, sê hy lieg nie vir mekaar nie, want dit is net so dis om valshede deur te gee. Omdat, hy sê, hoekom moet julle nie hierdie dinge doen nie? Omdat die ouwe mens met sy werke afgelê het, omdat julle dit afgelê het. Met ander woorde, jy moes hom neergesit het, en dit nie weer opgeneem het nie. Nie weer daarna toe teruggegaan het nie. Dan gaan hy aan, hy sê, en julle heel met die nuwe mens beklee het. Nou, wat is die nuwe mens? Weereens gaan kyk ons na die storie van wat in Romeine hoofstuk 6 vir ons uitkom van die doop in Christus. En Christus het opgestaan. En Christus het met 'n verheerlike liggaam uit die graf uit opgestaan. So wanneer ons die sonde afsterwe en ons gaan in die watergraf aan, dan moet ons opstaan in Christus. En ons lewe so voortsit met die doel dat ons nuwe mense is. Nie meer die ou mens wat nou net afgesterf het nie. Want ons as dieselfde dinge doen, het ons hom nooit afgesterf nie. Ja. Ek dink, kom ons raak so 'n bietjie prakties hier. Beteken dit nou dat ek nou nooit weer my meer gaan verloor nie, of my bietjie gaan kwaad raak vir iemand, en wat dalk by my, en onthou ons praat van kerkmense, kerksituasies, ek gaan dalk nou nooit weer kwaad raak vir iemand nie. Wat Paulus vir ons sê hier is, daar is 'n manier om dinge te hanteer. Moenie dat die val wat in die kerk kom, deur jou veroorsaak word nie. Moenie jy die een wees wat onnodig iemand anders se geloof swaar maak nie. Jy's die een wat mense moet voorberei vir die wederkoms van Jesus Christus. Ek en jy moet nou vandag gaan sit as kerklidmate en by onsself dink, my optrede in my gemeente, is dit tot uitbreiding van God se koninkryk, of is dit tot afbreking van sy gemeente? Want is dit nie op ons grootste roeping op die einde van die dag nie, om mense voor te berei vir die wederkoms van Jesus Christus nie? Ja. Nou, ek weet hulle sê dat die kerk is, ons is so lief van ons is 'n hospitaal vir siekes. Maar nou sal, ek is ongelukkig moet ek sê, nie almal in 'n hospitaal reageer op behandeling nie, nê. Wil op behandeling reageer nie, of wil die regte pille drink nie. Wil die regte medikasie gebruik nie. So hier's nou die vraag wat ek nou vir jou moet vra. Die dag toe jy jou lewe vir die Here oorgegee het, toe die Heilige Gees kom met daardie medikasie, om van die ou mens ontslae te raak, om die nuwe mens te laat blom, te laat groei, te laat uitkom
amper sê uit jou dop uit waar die sonde neergelê is, luister jy na die Heilige Gees en groei jy, of het jy nou maar net begin agter, daar waar jy die Here aanvaar, jy nog nooit verder gegroei om die ou mense af te lê nie. Jy kom daaraan, jy het nou 'n woordjie daarvan geskryf wat sê groei jy. Nou as ons vinnig kyk na die tweede gedeelte van vers 10 en sê wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Daai vernuwe het 'n, soos ons nou sal sê in die Engels, 'n continuous, 'n aanhoudende vernuwe. Dis nie 'n eenmalige vernuwe hierdie nie. Hierdie is 'n daaglikse vernuwe wat daar vernuwe moet word. So ons moet heeltyd kyk om vernuwe te word van die ou mens af, gedurig deur vorentoe, totdat ons kom tot die kennis, die volle kennis, na die beeld van Christus, wat die Skepper is nie. Kom ons gaan kyk vers 11. Waar daar nie Griek en Jood, besnede of onbesnede, barbaar, sketh, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle dit ook doen. So hier kom hy nou, nou kom hy en hy sê aan die een kant, hoorie, hierdie is die goed wat die aardse goed is. En hy lys hulle. Nou kom hy vorentoe en hy sê, maar jy het jou nou klaar beklee, en beklee is, trek die kleed van geregtigheid aan, trek Christus se kleed van geregtigheid aan. Die karakter van die Here die moet karakter jou van wees. Christus. En dan sê hy daar, beklee julle dan as uitverkorenes, kinders van God, wat God gekies het, en wat jy het God gekies en hy het jou uitgekies. Heiliges en geliefdes. Met ander woorde, hier kom ons weer eens by heiliges. Heiliges beteken nie, dit is iemand wat nooit gesondig het nie. Iemand wat nie meer sondig nie. Beteken iemand wat op sy gesit is vir 'n sekere doel. En ek is op sy gesit om Christus se kinders te wees. Lewe soos heiliges, so lewe soos Christus se kinders. Met innerlike ontferming. Hierso is wat jy moet doen. Christus sê vir sy disippels, julle het vir my kos gegee toe ek honger was. Julle het my in die gevangenis besoek. Julle het my genees en geklee. En eintlik, wat hulle dit aan hom gedoen? Nee, maar hy sê, vir soveel as wat julle dit een van hulle gedoen het, het julle dit aan my gedoen. So hier kom hy en hy sê weer, julle moet nou heilig lewe, geliefdes, met innerlike ontferming teenoor mekaar, want as jy daai ontferming teenoor 'n broer of 'n suster bewys het, het jy dit aan God bewys. So, ek kan nie sê ek is lief vir God, maar ek wil nie met my medemens of my medebroers en susters oor die weg kom nie. Dan is ek 'n leienaar. Ja. Want ek bewys daai barmhartigheid aan God. Dan sê hy, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Dis 'n probleem. Daai lankmoedigheid, in Engels het hulle 'n ander woord daarvoor. Ekskuus, ek wil nie Engels praat nie, maar dit sê vir ons long suffering. Nee, en die ander woord is geduld wat ons moet hê. Daai lankmoedigheid met broers en susters. Want weet jy wat? Soveel as wat my broers en susters met my geduld moet hê. Want ek val nog. Ek is nog, hoe sê jy altyd, ons is nog aan hierdie kant van die hemel. So sal ek ook sukkel met my medebroers en susters, maar ons moet lankmoedig met mekaar wees, nederig, nie dink ons is beter as enigiemand anders nie, en dan sagmoedig teenoor hulle optree. En dan kom daai ander woord in vers 13. Verdra mekaar en vergewe mekaar as een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Is dit maklik om te vergewe? Veral as ek vals beskuldig was, dan wil ek nie iemand beskuldig nie. Maar ek dink dit kom altyd daarop neer, dan ons moet ander mense vergewe. En as partykeer sê ons, ja, nee, maar hy het nou om vergifnis gevra, maar dit was nou nie opreg nie. Ek dink ons moet nie oordeel oor of dit opreg was en of dit nie opreg was nie. Ons moet vergewe sodat Christus ons kan vergewe. Want onthou, Christus leer ons in sy gebed.
Ons word net so vergewe soos wat ons medemens vergewe. En as ek nie bereid is om my medemens te vergewe nie, ekskuus, het ek nodig om iets verder te sê. Ek dink vir my is dit 'n kwessie van kom terug na die oorspronklike doel. Hoekom het ek en jy Christus aanvaar? Hoekom het ons in die eerste plek hom ons verlosser gemaak? Ons verlossing gaan nie net oor onsself nie. Saam met ons verlossing kom daar 'n opdrag om ander siele te gaan red vir sy ewige koninkryk. Dit sluit diegene in van wie ek nie hou nie. Ongelukkig. Daarom sal ek dit so mooi sal en sê, verdra mekaar en vergewe mekaar. Daar gaan mense wees wat vir jou dit verskriklik moeilik maak om hulle te vergewe en hulle lief te hê. Jy gaan moet 'n kognitiewe besluit maak om vir daardie persoon lief te hê en om vergifnis te gee, omdat hulle 'n siel is wat net so kosbaar in die Here se oë is as wat ek dink ek vir die Here is, nie waar nie? So dit is verskriklik belangrik om nooit jou roeping in Christus te verloor, of te vergeet wanneer jy in so 'n situasie kom nie, om na ek wil amper sê jou opponent te kyk, jou teestander te kyk, deur die oë van die Here en te besef, maar hierdie mense siel moet ook gered word vir die Here. Dan kan ons na die volgende verse toe gaan, want dan verstaan ons die volgende verse beter. Want vers 14 sê hy, en beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Met ander woorde, ekskuus voor jy nou daar aangaan, ek wil net gou daar inval en vinnig sê, maar kyk nou vinnig hier, hy sê vir jou, innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar, vergewe mekaar. Hierdie is alles, kan ek sê, kledingstukke, waar jy jouself mee moet beklee. En dan sê Paulus hierso, bo dit alles, Die laaste baadjie wat jy jou laaste baadjie, of jou jas wat jy aantrek, die winter is soveel, hoeveel leiers sit ons oor mekaar aan. Hy sê, beklee jou dan met liefde, want as liefde boor alles is, dan sal ons nederig wees, ons sal sagmoedig wees, ons sal barmhartigheid teenoor ander hê, ons sal lankmoedig wees, ons sal mekaar verdra. Dit bind alles aan mekaar. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Daai is daarom vir my so belangrik. Is die rede vir hoekom ons meeste van die tyd met 'n bitterheid rondloop, nie as gevolg van die feit dat ons nie meer in ons harte 'n opregte dankbaarheid ronddra nie. Vers 16, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Amper wil ek nou sê amen, en ek het amper niks te sê oor daai laaste 2 verse nie. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. En ek wil verder gaan om te sê, nie net die woord van God wat die Bybel is nie, maar as ons ook sê in sy naam, beteken dit nie net Jesus nie. Dit beteken dit waarvoor Jesus staan. En hier wil ek dit bykom, laat die woord, dit waarvoor Christus staan, want Christus is die woord. Hy het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die woord, nie? Want die woord het ook lewendig geword. Dan kom hy daar en sê daar, ryklik in julle woon in alle wysheid. Met ander woorde, baie keer weet ons presies wat Christus sou gedoen het in 'n situasie. Maar ek regverdig my woede. En ek tree nie op soos wat ek weet Christus sou opgetree het nie. So ek doen dit dan met, kan ek dan sê, dwaasheid en nie wysheid nie. Dan gaan hy daaraan en sê, leer en vermaan mekaar. Nou kyk daar waar hy begin, met psalms. Aan die woorde, gaan terug na die psalms. Ons weet die psalms was liedere, nee? Dan sê daar, en lofsange. En geestelike liedere. Met ander woorde, hier is die eerste ding. Gaan loof en prys die Here vir sy goedheid. Dit is normaalweg al ons liedere wat ons sing, is daar om die naam van die Here groot te maak. En wanneer jy dit in sang doen, dan is dit
asof jy nie meer terug kan gaan na hierdie ou goed wat hy ons tegen gewaarsku het, waar ons nie meer moet lewe nie. Maar is interessant dat hy sê dat jy tot mekaar kan vermaan met psalms en lofgesange. Dis mooi, Ja. nee. Psalms en lofgesange is geneig om ons weer terug te fokus op die kosbaarheid van die Here en die kosbaarheid van sy verlossing en die missie wat ons het. Hoeveel van ons pragtige liedere gaan nie spesifiek oor die missie wat ons het nie. Ja. Dat selfs wanneer ons dit sing, is dit vir ons 'n vermaaning om gefokus te bly op dit waarvoor die Here ons in werklikheid geroep het. Nou gaan hy daaraan en hy sluit af in vers 17 en ons sluit ook af met daai vers en sê vir ons, en wat julle ook al doen, met ander woorde, joh, Dit sluit nou nie iets uit nie. dit sluit nie iets uit nie, dit sluit alles in. Wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus. Met ander woorde, weer eens, in die naam van die Here Jesus, nie net in sy naam nie, maar in sy karakter, vir wie hy staan en waarvoor hy staan. En dank God die Vader deur hom. Waarvoor? Dat jy in woord en in daad so kan bly staan. Moet jy God dank daarvoor dat daar 'n voorbeeld was vir elkeen van ons. So hier sien ons in hierdie gedeelte van hierdie hoofstuk, hy sê, luister, kom weg van die dinge waar jy in was. Lewe asof jy nie gebore is in Christus. Lewe soos wat Christus gelewe het en strewe om elke dag meer te wees soos hy. Ek dink ons kan vir Paulus baie dankie sê, dat hy dan vir ons die karakter van die Here op so 'n praktiese manier verduidelik, dat ek en jy nooit kan sê, maar ons het nie geweet nie. Nie waar nie, nee. So met ander woorde, al wat oorbly vir ons is om te besef, die dag wanneer ek my lewe vir die Here oorgegee het en gesê het, Here, hier is ek. Gebruik U vir my. Ek aanvaar U as my heiland en my verlosser. Al wat ek en jy daarmee saam moet besef, is dat nou kan ons nie verskonings gaan soek om 'n lewe te lei wat nie getuig van die geloof wat ons gebruik om uit te saai, ek is 'n Christen nie. As my woorde en my daad nie ooreenstem nie, dan is dit 'n onreg wat ons bring aan ons Here. Dis jammer dat Paulus hierdie woorde moes geskryf het vir kerkmense. Maar dit is dalk baie nodig vir ons om te besef dat hulle dalk in daardie tyd al gesukkel het met hierdie tipe van goed onder die mense wat al klaar die Here verkondig het, nie waar nie. Ja. So ons sal daarmee sit tot aan die einde van tyd, maar ek dink ek en jy moet op 'n punt kom waar ons nie onsself skuldig maak aan hierdie tipe van dinge nie. So hier is die uitdaging. Kom ons lees weer hierdie hoofstuk op ons eie. En ek wil amper sê vir jouself, gaan maak 'n tikmerkie teenoor die dinge wat jy inval. En vra Christus om deur jou te lewe, dat jy van hierdie negatiewe dinge in die lewe ontslae kan raak en meer van Christus se karakter in jou lewe en in my lewe te kan voorstel aan ander. Nee, dit was goed om hierdie paar verse saam met jou deur te studeer. Dit was goed om weer saam met julle in julle huise te kan studeer. Mag julle 'n ryklike seën kry terwyl ons kyk en elke dag soos die nuwe mens in Christus te kan leef. Kom ons buig ons hoofde saam. Vader, baie dankie dat ons weer eens deur die woord kan gaan. Dankie dat U ons insig gegee het en dat ons kan verstaan, Here, dat selfs terwyl ons ag as een van die kinders, dat ons nog steeds die wêreld onder die arm kan hou. Ons bid, Vader, dat deur die Heilige Gees, dat U met elkeen van ons sal praat en dat ons lewens weer eens sal beklee met die karakter van Jesus Christus, sodat ons meer soos hy kan wees. En dat ons dit dan ten toon kan stel teenoor U kinders, saam met wie ons hier leef. Dit bid ons in Jesus se groot en se wonderlike naam. Amen. Amen.